mooi herfstjuurblare kom van die kerk af, en die ander blare kom van een nabijgelede plaas af, die van ons gemeentelede plaas af. So dit is so my prachtige daar, as iets van die storm. Nou dit is die afkondiging, so dit is dit, dan gaan ek nou nog so op goed by sê. Maar kijk so na my, jy kan na my kyk na die symbolie, het is mooi. En dan by die afkondiging, ons saak nog oor Pinkster, daar is kinderpinkster van vanaand af, die kinders, julle gaan sommer recht so toe, ons hou het in die breedsal, nee, dan die breedsal in die jeugd, dat breedsal is daar is lekker waai. So ons hou het in die jeugdlokaal, so julle gaan jeugdlokaal, so in die jeugdlokaal is also net langs die aftrede. Jy net ons hou daar so van die ou mense hou van die ons steentjies daar, so dit is so goed so. En dan, ons gaan een kyk, hoe gaan ons aan die koffie en die theevoeters organiseer, want met die Berensalse dag, wat afgewaai is, die kracht nie so lekker daar nie, maar ons lekker daar, ons plan daar, ons sal dan genoeg kring mense maak om die soe in hulle reis, so dit is ook dan ook waar. Maar, het is al vanavond so, Ander sê dat het vanavond al so, ja. So, ja, as ons van, dit is ook al vanavond al daar so wees, dan die hoofdgegeven sê, mense gaan aan, hulle gaan aan. Daar is so 'n paar van ons leraars wat daar gaan deelneem. Dan die ander groot ding wat julle moet weet, dat het vir ons baie lekker is, as julle sien soos 'n klomp ander lidmate opkyk en ons hier nie vandag of vanoggend aan nie, maar ons hou saam met broedergemeente en brandwag, hulle verskakel in by ons, en hulle, so ons hou so saam Pinkster. So ons gaan drie gemeente saam wees, soos op hier in die Pinkster van vanaand af al. En dan, omdat ons so al die gemeente saam is, ons besluit dat ons volgende sondagse erediens in Broedergemeente se kerk gaan hou. Ons is nog altyd verantwoordelik daarvoor, dis nagmaal is gewees, maar onthou toch met sondag, volgende sondagse erediens, as julle 9 uur so by die kerk aankom, julle sien so niks aan die rij net oor, of een half 10 daai. So dit is nie een probleem nie, dit sal nie die avond verdraai, en so julle het altyd die tyd verdraai. So, dit is aan die afkondiging wat ek wil sê van dit. Ek wil graag so maar net eers nou, voor ons begin met die erediens van die gemeente te wil sê, dan moet ons opneem, en dan gaan ons het so stukkie gesien wat ons graag doen. Dan gaan ek eens niemand op eens aan julle voorstel, maar ons moet eerst daai. Die kinders, ek so die kinders, die snaap 1 tot 3, julle gaan uit vandag, maar julle wacht eerst 'n bietjie, julle gaan eerst, ek sê vir julle sê wanneer jy kan loop. Dan gaan eerst iets anders doen voor julle mag loop.
een ding vergeet om te sê rondom die wat die afgelopen gaan betref. Daarso is ons gaan 'n randfonds, as ons gemeente het so 'n Diakonia randfonds. En ons het gedink dat ons daarvan gaan gebruik maak om hier soos 'n klomp nood in ons dorp. Een van die goedes behalwe om werk en potte en panne, daar's mense wat alles verloor het, wat die mense op alle plekke kan afhaal, daar so kennisgewing dat ons daarvan aanstel, gaan ons ook. Een van die groot nood daar is daar so 'n skoolkinders wie se huise oorgestolen is in 'n skoolboek as baan, of so vol nodig dat hulle kan gebruik. Daar is so 'n paar van hulle wat ons van weet. Vanavond sê hulle weet van so 10 kinders minstens, tot 1000 weet ook van 'n klomp kinders en so aan. So, ek wil so net sê, as jy ons geld inbetaal vir, en het van het heel eerste plek daarvoor gebruik, skoolkinders skryfboekes en skoolboeke, maar die handboek is nog afgeskryf en so aan, kan een mens dit in die Diakonia randfonds inbetaal. Dit is onbesterkse rekening, maar het word oormerk net asseblief. As jy het inbetaal sê Diakonia randfonds, dan weet ons dit gaan daarvoor gebruik word. So, ons vraag so net vir julle daarvoor ook. Dan, voordat ek verder iets anders doen, en foto doen en allemaal goeders doen, wil ek vraag, ons doen eerst iets foto en dan met veel vraag wat dit doen. Het is mekaar ook wel sê. Ek doen het, julle praat saam met my nou. Die woord was van die begin af by God. En hom was daar lewe. Die lewe was nou wil ek vraag dat julle asseblief nie die mense rondom jou lief. Ek is wel as jy goed gaan.
En Jacob aan samen gaan iets sê van die boerse kant af. Ek het vra dat jy vir ons altyd aanskyk daarso. Wat jy also net te beskryf asseblief. Alles my voorbeeld. So jy sê jy sien dit gaan oor hierdie gedeelte. Ek gaan vra net wat vir julle kom. Ja, kom sê jy so lank daar staan. Ja, afneem staan. Ja, Psalm 33, vers 6 tot 8. Die woord van die Here is lewendig gemaak. Deur sy bevel al die liggame. Hy is see water laat saamkom soos 'n dam. Die groot waters op een plek opgegaan. Die hele aarde en die hele vrees, al die bewoners van die wêreld moet vir hom ontzag hê. Ons vertrou op die Here. Hy is ons behulpsaam en ons beskermer. Ja, in hom is ons hart bly. Op sy heilige naam vertrou ons. Hou die liefde oor ons, Here, wat ons stel, ons vertroue in U. Voordat ons dan daai aangaan, so net is Jacob vra so ietsie van sy belewenis daar te plaas om ons te vertel. Asseblief ja. Goedemorgen allemaal. Ja, het was ook maar een redelijke ervaring. Ons jullie beter gekeken hoe jullie bij R43. En ik boer al van die 20 af zelf daar met waar geboerd. Dus al 36 jaar per jaar. En ja, van deze zondag aan, toen het zo begon reden, is allemaal te horen van die storm en alles wat gaat gebeuren. Ik denk iemand dat ons het zal lachen, die gaat gebeuren. Ik is alweer bij storms, maar ons kan niet in bij. En in elk geval, in de aantal rijdt zo bij de rivier op. En dan kijk je daar bij de rivier naar Chini, hij doet zo 50 centimeter van boven uit. Ik weet niet waar dit gaat maken. Met jullie dat ik zo aankom. De hele nacht leer ik elke keer als ik zo wakker en hoor ik niet erin nog, In elk geval, volgende ochtend 4 uur, dat ik niet herken. Sta ik op van mijn bakje en ik ga naar de rivier toe. En die doen niks water in de rivier. Het is zo'n koud gevoel wat er komt. Je krijgt zo iets zout. Dan kom je op die rivier en dan weet ik, ik was echt geklimmen. Draai je om en vanaf zal ik nog gaan zien waar de plaats is. Teerpad ook waar daar zit in die plaats. Het is teerpad aan. Die teerpad inrijdt, die zien ik niet wat die doet. Zo die water door die teerpad. Toen weet ik, en is van boven mijn plaats naar weg, weer onderkant van die plaats is hij weer uit. En ik zie het water, ik kan de video's uitzien hoe dit lijkt. Die water loopt zo'n stukje van die einde boven van die draad steekt uit. Dus boven die dammen, dus die pompen, dus alles is toe. En in elk geval met de helemaal om, wat kan je nou maken? Gaan we weer huis toe. Hoe ga je nu zelf stoeien? Eerst als ik nou natuurlijk, ik is ook maar een klein geloof betekenen. Als je ook maar kwaad en dan, ik vraag je, hoe komt het dan weer gebeuren? Onze ergens in de wereld, die wijnbedrijf, ik is een wijnbedrijf. Ons prijzen vallen alweer de jaar 20%. Hoe gaan we nou weer hier komen? Maar anyways, we gaan ons aan voor de graag en we rijden om de machine is erg. Wat aangaan die hele water, dus Dongas, dieper as wat ek lang is. En ja, so kyk ek rond en daar, nou hoor ek van die mense en die mense se probleme. Nou ry ek af na die man toe en ek stap daar, vriend van my stap af, rond in. Toen dacht ik, ach, ik moet niks stil doen. By sy venster uitkyk, hy met sy broer saam in die huis, in die middel met sy ma. Net sy huis is in die water uit, die sy broer in sy ma's huis, die diepte onder water, die trekkers, die bakkies, die alles is so diep onder water en water uit ons stil, ek is nie klaar. Ja, so het nou aangegaan, die water nog net nie weg laat sien, die Dongas en goed. Nou begin jy, wat gaan jy maak, om nie wees dat jy nooit weer recht te kry. Begin jy waar jy daar oor, deeltijd sien jy nou video's en hoor ons nog van mense en al goed. En jy moet so maar stil bly, want einde van die dag
van sterk is, wat ek vir julle sê, ek het al 'n paar verslae in lewe gehad en jy raak nie van sterk is, jy sê partye aan jouself, ja, nog eens. En ek wil nog maar weer sterk is, dan hulle van jou gesin en die mense rondom jou moet maar weer sterk is. So, ja, ek gaan nog maar weer sterk is en 'n plan uitdink om die besigheid die reg te kry. En ja, ek kan nie klaar nie, ek het vanaf warm geslaap en sien ek is vetter gezond, so ons gaat weer aangaan. Ek wil ook net vir almal sê dat die moeilikheid is sterkte en ons gaat weer aan die kant uitkom en ek waardeer mense wat vir my gebel het en mense wat die vriende na my te gery ek letterlik met my kom sympathiseer, hy het ook geboer, groot boere geboer, die ander kant en hier 90 dae gehad het hy ook 7 en 'n sonnig agtermiddag gehad en alles het weggespoel, alles verloor, hy bly nie dorp, hy is nou ander werk, en so hy weet al gehad, en hy het ook vir my gesê, hier is boere wat nie nader gaan opstaan, hulle gaan dit nie maak. So ja, ek kan maar net vir almal sê, moeilike verlies het, moeilikheid het, of alles verloor het, baie sterkte, ons sal weer aan dit kom, mense ondersteun jou, mense praat jy moet in, en ons kan maar net op ons knieë bly en bid. Ek verstaan nie aldag, ek sê ek nie, my geloof is partij daar klein, ek verstaan nie aldag, hoekom het moet gebeur en waar het gebeur nie, maar sterkte die wel. Ja, goed, baie, ons waardeer. Dankie dat jy so iets van jou hart en van jou belewenis met ons gedeel het. Dus ek weet sien ek die daai en ook daai het ook gegaan. Ek het dit nou gekry. Maar goed, ek lees vir ons ook weer lament is 'n struktuur. Red my ook. Want die water het tot by my keel gekom. Ek het weggesak in diep modder, waarin ek nie kan staan. Ek het in die waters beland waar my strome nie gesweer. Ek het my moeg geroep omhoog, my keel is leesgeroep, selfs my oor ingeveer, soos ek vir my God gewag het. Bedaar, en erken dat ek God is, hoog voor die nasies, hoog voor die aarde. Die Here, die Almagtige is by ons. Die God van Jakob is vir ons 'n beskikking. Ek het vandag gevra as 'n onderwyser om so net ietsie van haar kant as 'n onderwyser ook iets met ons te kan deel. Goeie gemeente, ek is siek, ek huil nog. Die skool waar ek werk, die ook in die pad Woester Gymnasium is in 'n baie voorregte posisie. Ons skool sê ons het baie tuinwerk, ons het min bouwerk. So ons het min skade aan die infrastruktuur gekry. En ek weet ons nog skole op die dorp wat in dieselfde bevoorregte posisie is, maar dan is daar ook skole in die dorp wat nie is nie. Skole wat se dakke afgewaai het. Op die oomblik is ons groot verlies dat ons onder baie akademiese druk is, die kinders se eksamens, die matriekse eksamens is onder draai en elke dag wat ons moet sê, voel soos op sy eie. Maar ja, ek het nou is het weer verkouden hoor. Ik heb een gebed gesteld. Gebed van onderwijzer en een ramp. Ja, het is die ware leermeester. Hier staan voor my groot hals, woensdagoggend. 11 pare oë staan na my. 2 van my stelle, sy dak het afgewaai. Een stel, die van 'n stellige meisie, sê vir my, hulle het nie veel skade in die huisie, maar nou is ek bekommerd oor die slange, wat uit die verspoelde vleier in die huis inkom. 11 pare oë staan na my, maar die 16 leebanke hou my aandag. Ons neem gou voorraad van almal wat teenwoordig is en probeer uitvind oor die wat nie teenwoordig is nie. Meeste van hulle die sy, so dat hy vir ons dat weet hoeveel hulle is nie. Ons sluit van die oorbuds op. Ons klas vir ons veiligheid, vir ons eie verlies en vir ons doel. Here, ware leermeester, nou weer is ooit, help my om met leernis na my kinders te kyk. Help my om 'n veilige hoop vir hulle te wees. Help my om hulle te bring, selfs op nie by hulle is nie. Vermeerderigheid in die klas, soos wat die Corinthiese versies daar vermeerder. Help my om tussen die Achilles en die ander
ons gemeente. Here, wees vir ons die rots en die skuilplek. Christus, rots van ons lewe, hou hierdie gemeente vas. Gee moed aan die wat herstel moet doen. Gee wysheid aan leiers en helpers. Troos die wat baie verloor het. Gee gemeenskap waar mense alleen voel. Gee hoop wat diep gewortel is in die trou. Amen. Kom ons sing lied 200. Sing maar van vers 2. Goeiemôre, liewe gemeente. Het is lekker om julle te leer ken en baie dankie vir die besondere groot voorreg om vanjaar se Pinksterdienste hierso te mag lei. Ek is ook baie diep bewus van die diep en ryk geskiedenis wat Pinkster bidure in hierdie gemeenskappe in die Boland het, daar waar ek nou in Wellington bly, maar ook julle hier in Woester. Dit is van die dorpe waar dit alles begin het, die gebruik ook in ons kerk om in hierdie tyd van die jaar vir 'n klompie aande by mekaar te kom, na die woord van die Here te luister, saam te sing en te bid, en ons voor die Here te verootmoedig, en dat ek die kans het om dit hier te doen is vir my hulle is welkom. Hulle hoef nou nie na die ou dominee te luister nie. Die maatjies wat nou sommer daar lekker in die kleuterkerk gaan saam luister, julle kan gou skuif. Dankie, dis ou. Ek was al een keer in my lewe in julle kerkgebou, en dis meer as 40 jaar terug, toe familie van my swaar hier getroud is, met gemeentedogter daai tyd. Haar pa was hier by die skool vir blindes betrokke, Eljo van Heerden. En dit was die laaste keer wat ek hier was, en nou is dit vir my baie groot voorreg. Die kerk lyk nog dieselfde. Die dorp het baie verander en uitgebrei, en die omgewing het natuurlik baie groter en ruimer geword. Ek onthou ook in my kinderdae, ek sien hier so 'n klomp jong kinders, hoe my pa, as ek in die kerk was, vir ons baie keer die slegte gewoonte gehad het om Sondag na kerk te vra, maar wat het julle in die kerk gehoor? En dan moet jy nou probeer dink wat die dominee gesê, en ek was baie keer verkeerd.
En partykeer dwaal mense gedagtes en tel jy allerhande goed. Ons kerk het sulke baksteentjies gehad wat ek probeer tel het hoeveel baksteentjies is agter die kansel en al sulke goeters. So as daar kinders hier is wat die gevaar het dat julle pappas en mammas gaan vra waaroor het die dominee gepreek, gaan ek julle help. Hierdie hele reeks van vandag tot volgende Sondag kan jy onthou met 6 woorde waarvan 3 dieselfde is. Is dit maklik genoeg? 6 woorde waarvan 3 dieselfde is. Nou kan julle alles onthou. Nou, jy moet nou net nie wegbly vir die week en sê ek weet nou klaar alles nie, maar 6 woorde. Kom af, 2, kom uit, dis 4, en kom tuis. Dis 6 woorde, en daai kom is elke keer dieselfde, is eintlik net 4 woorde. Kom af, dis vanaand, vanmôre en vanaand. Kom uit, maandag en dinsdag, en dan kom tuis woensdag en donderdag en volgende Sondag. Dus het gaan soos 'n diamant wees wat ek ophou, om in die lig van julle groot reeks in die gemeente oor stories wat ons lewe verander, rondom die tema te praat, kom tuis, maar kom tuis het 'n pad, kom af, kom uit, kom tuis. Sal die kinders dit onthou? As jou pa of ma vir jou vra waaroor die preek gegaan, kom af, kom uit, kom tuis. Maar daar is natuurlik nou klomp goed wat ons daarin gaan pak. So ons eerste teksgedeelte vir oggend is Johannes 3 vers 16, baie bekende Bybelgedeelte in Filippense 2 vers 5 tot 8. Ons het Filippense 2 al gesing in die voorafsang, en Johannes 3 vers 16. Kom ons bid saam en bid ook dat die Here ons harte en gemoedere sal oopmaak. Here, U het ons hartseer gehoor. U begryp ons verdwasing en verstomming, daar 'n geweldige ramp hier in rivier af tot by die see en wyd oor ons land 10.000 mense getref het. Ons hoor berigte van 100.000 wat dakloos is, van skade wat in duisende miljoene bereken word, en vir mense wat voel asof die son sak in hulle lewe. En ons harte is daar by julle ook in hierdie gemeente en gemeenskap, en ons dra mekaar aan U op, en bid dat U lig ons lewe sal verlig, want U is die lig. En mag die stukke uit die Bybel uit wat ons lees, en die boodskap wat ons nou in hierdie Pinkstertyd gaan hoor, mag dit soos 'n lig in ons harte opgaan, en oral in ons lewe skyn, en vir ons veral laat raak sien hoe ons lewe lyk, in die lig van U goedheid en genade. Seën ons in hierdie Pinkstertyd. Amen. So as julle die Bybels wil volg, is julle baie welkom. Ek lees 2 baie bekende Bybelgedeeltes, Johannes 3 vers 16. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. En dan in Filippense 2, die Bybelgedeelte het self 'n spesiale naam, verskoning. In Latyn noem ons dit die Carmen Christi. Oral in die wêreld sal mense die naam ken, dat hierdie stukkie in Filippense 2 se naam is die Carmen Christi. Dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op 'n godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy hom moes vasklem nie, maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Liewe gemeente, broers en susters, maats, na 'n week soos hierdie voel 'n mens sekerlik dat die wêreld soms vir jou te groot voel. Dat die dinge wat in die wêreld gebeur soos 'n geweldige swaar las is
en dat die wêreld en die lewe vir jou te veel word. Dink maar wat alles in die nuus gebeur. Dis oorloë. Dis berigte van mense wat verskriklik swaar kry. Wie het gedink dat die klimaatskrisisse van die wêreld ook hier in Woester 'n mens by 'n punt gaan bring wat die dorp as dit ware vir 'n dag of 3 'n eiland was en julle afgesny was van die res van die wêreld. Ek het paar keer vir Dominee Rousseau gebel en gesê, ek wonder dan, ek weet hy het al voorheen gesukkel met Pinkster, dat hy op die laaste oomblik moet boodskappe doen, maar gaan die pad oop wees, as ek nou van Wellington af moet ry Sondagoggend. So bekommerd was ons. En ons het nou van Jaco gehoor, en ek weet baie van julle ander, het angs gehad. Ek het verlede Sondag op die berge in die koue Bokkeveld gepreek, en ek was nog nooit in my lewe so bang, soos toe ek my kar daar berg afry in 'n reënstorm, wat ek nie gedink het, dit kan so hard reën nie. Die wêreld in sy krisisse lê op ons. En saam met dit is daar nog ekonomiese druk en probleme met die petrol en dieselprys. En dit voel net of die wêreld te veel raak vir jou. En dit kom sit hier in jou hart, nee, jy het jou eie probleme. Dis nie net die ouens in Iran en Oekraïne of die Boererivier af tot by Witstrand wat moeilikheid het nie. Ons dra ons eie spanning. Partykeer verhoudings wat stikkend is. Partykeer is daar drome wat uitgespoel het, soos 'n storm wat alles weggevee het. Ons vrees ons toekoms. Jy wonder oor jou kinders en kleinkinders en die wêreld wat hulle erf en waar hulle moet groot word. En dan dink party mense, ek wil net wegkom. Ek wil net uit hierdie plek uitkom. Verlede jaar het 'n pastoor vertel, die wederkoms is nou op hande. Ek dink sy vrees was maar net, hy kon dit nie meer vat nie, en toe het hy sommer 'n datum gaan uitdink en gesê, maar hier ergens Oktober is dit nou die einde van alles, want dan is ons weg. Dan hoef ons nie meer ons te bekommer nie. Elon Musk wil vuurpyle bou wat almal Mars toe vat. As ou so baie geld het soos hy, dan kan jy probeer wegkom, om nie Nieu-Seeland of Australië toe te gaan nie, maar sommer Mars toe te gaan. En ons pogings om te ontsnap is nie net noodwendig fisies nie, maar is baie keer geestelik en emosioneel ook, né? Ons voel die las is te groot vir ons. Ekskuus tog. En nou is dit die groot vraag, wie gaan die gemors regmaak? Ek weet die boere gaan die dongas moet toemaak en die drade weer moet styf span. Maar wie gaan die groot gemors van die lewe opruim? En hoe word dinge weer heel gemaak? Hoe word dinge reggemaak? In die teologie het ons 'n woord daarvoor. Ons sê dit is regverdigmaking. Hoe werk hierdie ding om nou heel te maak wat stikkend geraak het, en veral ons verhouding met God, en die skepping se verhouding met God reg te maak? Hoe word goed in die skepping herstel oor dit wat kom stikkend maak en afbreek? Hoe sit mens hierdie prentjie weer bymekaar? En dit is eintlik waaroor vandag en vanaand se tema in Pinkster gaan. Hoe word goed reggemaak? En die antwoord wat ek daarop wil gee is, dit word reggemaak deur God wat afkom. Maar my eenvoudige manier om dit te verduidelik. God se reaksie op die gemors van die wêreld is nie om weg te vlug nie. God maak nie planne om die mensdom op Mars te kry, of om ons te laat ontsnap nie. God se planne is nie om weg te kom van die krisisse wat in hierdie soort van goed wat met ons gebeur na vore kom nie. God se plan is om na die krisis toe te gaan en nader te kom en af te kom en tussen ons te wees. Dit begin al in die heel begin. Dis wat ek baie graag in hierdie Pinksterreeks vir julle sal wil uitwys. Die boek Genesis wat die skepingsverhaal het, vertel al heel eerste
dat God se eerste tree was na sy skepping toe. As God in die groot niks, die allesomvattende iets maak, dan tree God toe tot die skepping, en dis interessant, dat die skrywers van die Bybelstories sê, God kom speel in die stof. Ons naam Adam, eerste mens kan ek maar sê, beteken eintlik stof of modder. Adam en Eva is die mense van stof en modder. En God kom speel met die modder en maak mense. En hy blaas oor hulle, en blaas sy lewensasem in mense, en daar's mense wat lewe. Jy kan op 'n menslike wyse sê, dat God met sy woorde as het ware in die stof en modder kom speel het. En dat dit God se aard is, dat God aards is. God is geaard. Hy huiwer nie om in die stof en die grond te kom speel nie. Hy is naby en betrokke en intiem. En ons gebruik ook 'n groot woord in my werk in teologie daarvoor. Ons sê dis die inkarnasie. Ons sê die inkarnasie is God se groot afkom, God se deel wees van die plan in die skepping. En natuurlik is die heel grootste plan wat God maak, dat hy afkom en mens word, dis wat inkarnasie beteken, en tussen ons kom woon. Dis hoekom ek die teks Johannes 3 vers 16 gelees het. Want so lief het God hierdie skepping gehad, dat hy in die gestalte of gedaante van sy enigste seun aarde toe gekom het om te kom regmaak en te kom herstel. Ek gaan vanaand ook bietjie dieper daarna kyk en dit uit ander hoeke uitbelig. Maar God kom af. Johannes sê letterlik, hy het tussen ons kom woon. 'n Stuk wat nog ouer is of vroeër geskryf is as die Johannes Evangelie is die lied in Filippense wat Paulus opteken, want die gemeentelede het daai lied al van vroegs af gesing. Soos ons moderne weergawe vanoggend gesing het oor in die donker het God gekom en hy tussen ons kom bly, het gemeentelede in daai vroeë klein kerkies in 'n huis gesit en het hierdie lied gesing wat gesê het, God was daarbo. Jesus het nie vasgehou aan hierdie ongelooflike toestand dat hy God was nie, maar hy het laat gaan in aarde toe gekom en tussen ons kom bly. Hy het homself verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Ekskuus tog, hy het homself ontledig, hy het 'n slaaf geword. Sien julle die beweging? Dis afwaarts. Van die hemel na menswees. Van menswees na slaaf wees. Van 'n slaaf na iemand wat sy lewe aan die kruis gee. Dis hoe God die probleem oplos. Jesus is God se afwaartse beweging, dis hoe God afkom. En dis interessant dat as Jesus dan nou tussen sy mense kom bly, dat Jesus nie wegduins vir die stof en die modder nie. Dis baie intentioneel dat die Nuwe Testament skrywers hierdie tema van Adam en modder en God wat lewe blaas in stof, daai selfde tema weer optel. Onthou julle van die kere waar daar gepraat word van Jesus wat in die stof speel en skryf. Daar's mos so een toneel wat mense lelik is met 'n vrou van onsekere geskiedenis. En as hulle met klippe wil doodgooi, dan trek Jesus en hy skryf woorde met sy vinger in die stof. Maak sy vinger vuil. Almal wonder wat het Jesus daar in die stof geskryf. Maar uiteindelik was die gevolg dat woorde van genade en sagtheid en herstel daar uitkom. Ander kere
het hy te doen met iemand wat blind is, en hy spoeg in die stof en maak modder, en daar is 'n oogsalfie, wat hy aansmeer. Hy kon klinies iets anderster gedoen het. Olyfolie uit 'n bekertjie uitgeskink het, en nie met sy hande daarin geraak het nie, maar hy is weer in die stof en modder in. Maak die stukkie modder en smeer het aan oë. Hy doen nie byna onmoontlike, hy gaan vat aan melaatses. Niemand sou naby melaatses gekom het in daai tyd. Maar hy gee nie om in die ergste vorm van stof en menslikheid betrokke te raak nie. Onthou julle die keer wat al die disippels daar om 'n tafel lê? Hulle het eintlik nie by tafels gesit in daai tyd nie. Hulle het om tafels gelê en hy staan op en hy begin skielik daai ou vuil stof getrapte voete was. Dis wat die lied sê. Hy het sy gestalte as God nie beskou as iets waarin hy moes vasklem nie. Hy kom doen slawewerk. Om voete te was sulke vuil werk dat Joodse slawe dit nie mag gedoen het nie. As jy slawe gehad het, moes hulle van 'n ander volk gewees het, maar jou eie mense mag nie sommer hier aan voete vat en slawewerk doen nie. Maar Jesus kom vat aan vuil voete en hy doen slawewerk. En God is weer in die stof. Geen plek is te laag vir God nie. Geen toestand is te erg vir God om nie genesend en helend daar te wees nie. Hy kom af in die hart van die swaar kry en die gemors en die krisis van menswees. God is nooit op 'n afstand nie. God vlug nooit weg nie. Hy klim eintlik in die dinge in. God sê nie, reinig jou en maak jou skoon en kom op hier na my toe nie. God sê, ek word vuil en ek vat hom voete in, maak modder, maak mense, en ek kom na julle toe. Verstaan jy hoekom dit een van die oudste liedere in die Christelike kerk is? Dis die hart van ons geloof. Filippense 2 het nie om dowe neute behoue gebly deur 2000 jaar se kerktoegangery nie. Dis omdat mense altyd gevoel het, hulle kan dit sing, want dit vertel van 'n God wat dinge kom regmaak, wat afkom, en tussen ons bly en heel maak. En nou is ons in die Pinkstertyd. Dis nou Pinkstersondag. Ons dink aan die feit dat Jesus Christus uit die dood uit opgestaan het. En wat doen Christus as hy een aand daar saam met sy disippels is? Hulle is doodbang. Dis of 'n ramp hulle getref het. Jesus is dood, hy's gekruisig. Hulle sluit die deure. Dan is Jesus skielik tussen hulle en hy sê vir hulle, ek los julle nie. Ek gaan nie weg nie. Hierdie afkom van God is blywend. En hy blaas op hulle. En hy sê, my gees is nou op julle. Ontvang die Heilige Gees. En ons het dit reeds vanoggend in 'n lied ook gesing. En nou skielik is die Heilige Gees op mense. En nou leef God deur die Gees in ons en word ons word nou mense waar God se afkom in ons lewe en lywe is. So lyflik is dit. God woon in gewone mense soos ek en jy. Ons het in een van ons liedere dit gesing, ek is 'n tempel. Ek gaan vanaand baie daaroor praat. Ek is 'n tempel van die Here. God se afkom beteken, hy bly nou hier tussen ons, hy sit huis op. In al Wellington en al Woester se mense en al die aarde se mense. God is in sy tempel, dit is nou sy blyplek. So hierdie afkom, hierdie inkarnasie, as ek die groot woord kan gebruik,
hierdie vlees word en met hande en voete aan die gemors van die wêreld vat, en hierdie opruim na vloede, en hierdie heel maak waar mense seer het, en hierdie herstelwerk waar verhoudings gebroke is, en hierdie trooswerk waar die wêreldekonomie op 'n ramp afstuur, en hierdie gesond maak na oorloë waar jy aan mense moet vat en wonde verbind. Dit gebeur deurdat God in mense bly en hulle harte sag maak en hulle hande sterk maak om aan mense te vat en te werk. God kom af en hy sit sy afkom voort omdat hy van gewone mense, die ek en jy wat hier in die kerk sit, hy vat ons en hy maak van ons sy blyplek. Dit is verbuisterende nuus. Soos God daar al met die skeppingsoomblik in die stof en die gemors van die wêreld betrokke geraak het, is sy herskepping 'n voortsetting daarvan. Hy blaas weer in lewensasem en die energieke krag van die Gees is weer op ons. So gaan ons probeer wegkom uit alles of gaan ons tuiskom? Dis eintlik die groot tema wat ek in hierdie Pinksterreeks wil probeer behandel. Ons natuurlikste reaksie is baie keer om weg te kom uit die rampe en krisisse en swaar kry van die lewe. Mens wil wegkom van jou probleme en wegkom van moeilike mense en niks te doen hê met die ou simpel mense wat partykeer jou lewe so omkrap nie. En jy wil wegkom van ongemak en swaar kry en alles wat die lewe moeilik maak. Maar God se voorbeeld is, hy kom af. Hy kom nie weg nie, hy kom af. En hy kom bly tussen mense. God kom na die gebrokenheid toe. Na die ramp toe. Na die sware kry toe. So dit moet al 'n verskywing in ons gemoed bring, hè, oor hoe ons kyk na onsself en na die wêreld en die lewe. God raak betrokke waar dit moeilik is. Miskien sê dit vir ons iets oor ons eie lewe ook. Hy daag ons uit om hom te volg, om ware disippels van Jesus te word, om betrokke te raak waar daar ook moeilikheid is, om te dien waar dit ongemaklik is, om nie op 'n veilige afstand te bly nie, maar in die geroesmoes van die krisisse van die wêreld te wees. Hoekom? Want dit is waar God is. God is daar. As jy in hierdie dae wil weet, waar is God op sy sigbaarste, gaan kyk na waar die krisis die grootste is. Waar die rivier die grootste skade aangerig het. Waar die ramp die ergste is. So, vir kinders en groot mense, dis eintlik nie so moeilik om dit te onthou nie. Dis 'n moeilike teologiese begrip, regverdigmaking, inkarnasie, maar eintlik net 2 woorde. Kom af. Nie vlug of wegkruip nie, maar lief hê en aanraak en dien en naby wees. Want die God wat ons aanbid, die een wie se lof ons in hierdie kerk besing, die hart van hierdie gemeente, is nie 'n God wat weghardloop nie, maar 'n God wat na ons toe hardloop, wat afkom. En as God self nie bang was om in die stof te wees en in die modder, dan hoef ons dit nie te wees nie. God kom en sit huis op tussen die mense van Woester. En ek nooi julle uit om vir die res van die week te kom kyk en luister hoe ons huis bou saam met God. Amen. Kom ons sit net so dan, bid ons saam, ons sal in die loop van die week vir julle ook geleentheid gee. Tradisie in die Pinkstertyd was dat ons baie maak van gebed. As jy voel jy wil op 'n manier ook daarbey betrokke raak, as jy dalk voel jy wil in 'n publieke gebed voortgaan met die gemeente, kontak een van die leraars en sê vir hulle, ek wil daai uitnodiging aanvaar, ek wil ook eenmal in die gemeente julle lei in gebed. Ons wil ook geleentheid gee later in die week om so as gesinsgroepe of familiegroepe saam te bid of op allerhande maniere, maar luister na die stem van die Here.
As jy voel die Here lê dit op jou hart om ook vir die hele gemeente te bid en hier voor te staan en hardop voor te gaan, kontak een van die dominees en ons sal vir jou geleentheid skep in die loop van die week. Maar kom ons bid ook nou saam. God wat tussen ons is, Gees wat ons vat en van ons tempels maak, in rampe en ongemak, in krisisse en pyn, is U nie weg nie, maar is U dalk op die naaste manier denkbaar by ons. Dit voel as dit ware vanoggend, of ons kan vat en aan U kan raak, want U is hier by ons. Dankie vir die troos wat ons kom put uit U woord. Dankie dat U die wêreld so lief het, dat Jesus tussen ons kom woon het. Dankie, Here Jesus Christus, dat U nie U godgelyke status vasgeklem het nie, maar laat gaan het en 'n mens geword het en slaaf geword het en aan die kruis gesterf het, sodat ons nooit weer hoef weg te hardloop vir ons menswees nie. Maar dit kan omhels en as mense U tempels en blyplekke kan word. Ons het reeds vanoggend gebid vir die ramp en krisisse in Woester, in Roberts, en al rivier af, verder uit in Mosselbaai en in die Lang Kloof en sommer op soveel plekke in ons land, tot in die droë Karoo, Oudtshoorn en langs die Oranje rivier. Wees oral met mense wat herbou en herstel. Inspireer moedige leiers wat opstaan en sê, ek sal die krisis oorkom. Maak gesinne sterk om deur die swaar kry te werk. Maak gemeenskappe sterk om mekaar se hande vas te hou en dit te dra. Gee wysheid aan leiers en owerhede en ander wat planne maak en probleme oplos. Ontferm U oor ons land en bring heling en herstel en die floreerende lewe wat U beloof. Mag ons met so ryk geskiedenis van Pinksterseëning ook in hierdie gemeente U seën en oorvloed en lewegewende krag ervaar. Amen. Goed, ons gaan afsluit met ons slotlied, lied 464, vers 1, 2 en 3. Ons gaan staan en dan dit almal lekker saam sing. Baie dankie ook vir die begeleidingsgroep wat so mooi vir ons elke keer hier lei. Kom ons staan en dan gaan ons saam met hulle afsluit.
Een van die sleutelgebeure in die Bybel is, as God ons nie alleen los nie. As Jesus daar oor sy disippels blaas en sê, ontvang die Gees. Gaan nou uit. En wees my kinders. Ons is bemagtig, gereed, om in hierdie gebroke wêreld tempels van God te wees. Skuilplekke, herstelplekke, plekke van genesing. Ontvang sy seën, sy Gees en lewe oor. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van ons Vader en die krag van die Heilige Gees is en bly met elkeen van julle tot in ewigheid. Amen.